As jou lewe soms donker roep na Jesus, is die wat alles ken en my verstaan. En die skadu van my bloed as hy naby en ons ken en die daarvan sy as jou lewe soms donker roep na Jesus, hy is die wat alles ken en hy verstaan. Van my proeven as hy naby en ons ken en die daarvan sy hand. Die pogings om die bouwerk tot stilstand te bring. Toe Sanballat hoor, ons bou die muur, was hy woedend. Hy het met groot eerkennis smalend teen die Judeërs uitgevaar. Toe hy hoor van die bouwerk, was hy woedend. En vir sy mede-amptenare en vir die soldate in Samaria gesê, waarmee is die arme Judeërs besig? Wil hulle vir hulle 'n stadsmuur bou? Wil hulle offerandes bring en in een dag klaar maak? Wil hulle die klippe laat herleef uit daardie hope stof en as? Tobia die Ammoniet het langs Sanballat gestaan en hy het gesê, laat hulle bou, daardie klipmuur van hulle sal omval as 'n jakkals daarteen spring. Hoor dit ons God, ons word bespotlik gemaak, laat die smaad op hulle eie kop afkom, laat hulle gevangenes word in 'n land van ballingskap. Moenie hulle oortreding vergewe nie, moenie dat hulle sonde ooit voor u uitgewis word nie. Hulle het die bouers beledig. Ons het bly bou aan die muur. Die hele muur was al halfpad opgebou. Die mense se hart was in die werk. Net so moet jou hart in die werk van die Here wees. Sanballat, Tobia, die Arabiere, die Ammoniete en die mense van Asdod was ewig ontsteld toe hulle hoor die herstel aan Jerusalem se mure vordig en die afgebreekte gedeeltes is byna klaar opgebou. Toe mense hoor dat die Here is besig om jou te herstel, was hulle ontsteld. Toe hulle hoor dat die afgebreekte gedeeltes van jou, dat die Here dit besig is om dit te herbou, was daar mense wat ontsteld is. Daar is mense wat ontsteld is oor wat die Here deur jou doen. Hulle het saam gesweer om Jerusalem te kom aanval en verwarring te stig. Nou dit is wat die duiwel doen. Hy probeer
jou aanval en hy probeer verwarring stig. Hy probeer jou laat twyfel, hy probeer jou laat voel dat jy gaan dit nie maak nie, die muur gaan nie klaar gebou word nie. Maar as die Here die bouwer is, sal die muur klaar gebou word. So, soms plant die duiwel gedagtes in jou kop om jou te laat stagneer. Dit is sy pogings om die bouwerk tot stilstand te bring. Maar nog steeds moet jy met God praat en jy moet bid en bely. Ons het tot ons God gebid en dag en nag wagte teen hulle uitgesit. Die Judeërs het begin kla, die draerse kragte gee in, die pyn is te veel. Ons gaan dit nie regkry om die muur klaar te bou nie. Partykeer kry die duiwel dit reg om in jou kop in te klim en later begin praat jy met twyfeling. Maar moenie twyfel nie. As die Here die huis bou, kan niemand die bouwerk tot stilstand bring nie. Ons teenstanders het gedink, hulle sal niks weet of sien voor ons tussen hulle is en hulle doodmaak en die werk tot stilstand bring nie. Ons is egter keer op keer gewaarsku deur Judeërs wat naby ons vyande gewoon het en van oral af na ons toe gekom het. Ek het die volk gewapen met swaarde, spiese en pyle en boë, familie gewys ingedeel en hulle stealing laat inneem agter die muur onderkant elke plek waar die muur nog nie hoog genoeg was nie. Daarna toe ek agterkom, dit is nodig, het ek die res van die volk toegespreek, moenie vir hulle bang wees nie. Dink aan die Here, groot en onsagwekkend, en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vrouens en julle huise. Ons vyande het gehoor dat ons van hulle planne weet en dat God dit verydel het. En ons kon almal teruggaan muur toe, elkeen na sy werk toe. Van daardie dag af was 1/2 van my manne aan die werk en het die ander helfte die spiese, skilde, pyle en boë en harnasse gereed gehou. Die gesagsvoerders het plek ingeneem agter die familiegroep Judeërs wat aan die muur gebou het. Die wat boumateriaal moes aandra, het met een hand die werk gedoen en met die ander hand 'n wapen vasgehou. Die bouers het elkeen sy swaard om sy heupe vasgegord gehad. Die ramshoringblaser het naby my gebly. Jesus bly naby ons. Ek het vir die vooraanstaande burgers, die amptdraers en die res van die volk gesê, die werk is groot en uitgestrek. En ons is oor die hele muur uitgesprei, elkeen ver van die naaste man af. Waar julle ook al die ramshoring hoor blaas, daar moet julle by ons saamtred. Ons God sal vir ons die stryd voer. Ons het met die werk aangegaan, die helfte van die muur, die helfte van die manne met spiese in die hand. Van dagbreek af tot die sterre uitgekom het. Ek het die tyd ook vir die volk gesê, elke man met sy handlanger moet in Jerusalem oornag, sodat hulle snags vir wagdiens en bedags vir die werk beskikbaar is. Nie ek of my mede-amptenare, of my dienaars, of die wagte by my, het kans gekry om ons klere uit te trek nie, en selfs by die water het ons wapens gereed gehou. So jy moet altyd jou wapen gereed hou.
Jy moet werk, maar nog steeds moet jy die aanvalle afslaan. Verdere pogings om die bouwerk tot stilstand te bring. Sanballat, Tobia, die Arabier Gesem en die res van ons vyande het berig gekry dat ek die muur klaar gebou het en dat dit nêrens meer vervalle was nie. In die stadium was die poortdeure egtig nog nie gehang nie. Sanballat en Gesem laat my toe weet, kan ons mekaar in Keriferim in die Onu-laagte ontmoet. So nou wil jou vyande jou ontmoet. So jy moet onderskei wie is jou vriende en wie is jou vyande. Hulle plan was om my by te kom. Ek stuur toe boodskappers na hulle toe en sê, ek is besig met 'n groot werk. Ek kan nie kom nie. Hoekom moet die werk stil staan terwyl ek dit laat lê om na julle toe te kom? Hulle het dieselfde boodskap 4 keer gestuur en elke keer het ek dieselfde antwoord teruggestuur. So die duiwel gaan elke keer dieselfde taktiek te gebruik. Maar elke keer moet jy sê dat jy weet wie jy is in die Here en die een wat die huis bou is die Here. So die bouwerk sal nie stil staan nie. Die 5de keer stuur Sanballat toe 'n amptenaar na my toe met dieselfde boodskap, maar ook met 'n brief wat nie verseël was. Daarin was geskrywe, onder die nasies word 'n gerug versprei en Gesem bevestig dit, dat jy en die Judeërs 'n opstand beplan. Daarom bou jy die muur volgens die gerug, wil jy koning word oor hulle. En jy het ook al profete aangestel om jou in Jerusalem tot koning oor Juda uit te roep. Die gerug wil dat die koning van Persië hiervan te hore sal kom. Kom nou, kom ons praat. Ek het hom terug laat weet, niks van wat jy sê is waar nie. Jy suig dit uit jou duim. Hulle het almal geprobeer om ons die skrik op die lyf te jaag. Met die gedagte, hulle sal die werk laat staan en dit sal nie klaarkom nie. Sterk tog my hande, o God, sterk tog my hande, o God, want God is ons sterkte. Ek het by Samaja, seun van Delaia, seun van Mehetabel, gekom, waar hy homself in sy huis toegesluit het. Hy het vir my gesê, kom ons ontmoet mekaar in die huis van God, binne in die tempel, en laat ons dan die deure van die tempel sluit, want daar kom mense om jou dood te maak. Hulle kom vandag om jou dood te maak. Ek het gesê, sal 'n man soos ek vlug, iemand soos ek, tempel toe gaan om te kan bly lewe? Ek sal nie gaan nie. Ek het toe geweet dat God hom nie gestuur het nie. So jy kan onderskei wie is van die Here en wie is nie van die Here nie. Soms sê mense God het hulle gestuur, maar God het hulle nie gestuur nie. Maar as jy werklik leef in die wil van die Here, sal jy kan onderskei vir wie het God gestuur. Maar dat hy die voorspelling teen my gemaak het, omdat Tobia en Sanballat hom omgekoop het. Hy is omgekoop om my bang te maak, sodat ek 'n misstap sal begaan en hulle die geleentheid gee om my te beskinder en my naam sleg te maak. My God, onthou wat Tobia en Sanballat gedoen het en ook die profetes Noadia en die ander profete wat my wil bang maak. So die mense was ook geken as profete.
En nog steeds was hulle nie van die Here af nie en die Here het hulle gestuur het. Maar hulle dra ook maar die naam van profeet, net so in vandag se dae. Is daar baie vals profete. So wees wakker en waaksaam. Die muur is voltooi op die 25ste van die maand Elul. Binne 52 dae, toe al ons vyande dit hoor en die nasies rondom ons dit sien, was hulle selfversekerheid daarmee in. Hulle het toe geweet, ons doen hierdie werk met die hulp van God. In daardie selfde tyd het daar baie briewe van vooraanstaande Judeese burgers na Tobia toegegaan en briewe van hom af na hulle toegekom. Baie Judeërs het noue bande met hom gehad, want hy was die skoonseun van Sekania, seun van Arach, en seun Johanan was getroud met 'n dogter van Mesulam, seun van Berekja. Hulle het gedurig voor my gepraat van Tobia se goeie hoedanighede en alles wat ek gesê het aan hom oorgedra. Daar's baie mense wat na jou toe kom en kom vertel van iemand of van jou vyande en dan gaan dra hulle als oor wat jy gesê het vir jou vyand. So wees wakker en wys en waaksaam en dink voor jy praat. Dan het hy briewe gestuur en my probeer bang praat. Toe die muur voltooi is, het ek die deure gehang en poortwagte, sangers en leviete aangestel. Ek het Hanani, my amptgenoot, en Hanania, die bevelhebber van die vesting, in bevel van Jerusalem geplaas. Hanania was 'n betroubare man wat eerbied vir God gehad het, meer as baie ander. Ek het hulle beveel, moenie die poorte van Jerusalem oopmaak voor die son warm is nie, en maak die deure weer toe en grendel hulle terwyl die poortwagte nog op hulle pos is. Ja, stel ook wagte aan uit die inwoners van Jerusalem, party op die wagposte en party voor hulle huise. Wanneer jy jou huis verlaat, onthou die Here, as jy die Here jou son en jou maan maak, moenie jou huis verlaat voor jy nie tyd met God spandeer het nie. En wees altyd gereed om aanvalle af te slaan, terwyl jy bou aan dit wat die Here aan jou toevertrou het. Die Here seën.